Goeiemôre 9 sterre. Ek gaan vanoggend so 'n bietjie 'n roete stap hier op die landgoed. Kom met die straat so af hier van die kantore af en dan kry jy mense hierso twee roetes. Naamlik die eerste roete is die Tarantaal roete, die een wat ek nou gaan doen. En dan kry jy mense ook dan die duiker roete. Nou die duiker roete gaan linksom, terwyl die Tarantaal roete jy hierdie kant kan begin of jy eindig hier, of as mens daar ver voor kyk, dan sal mens nou sien dat die Tarantaal roete dan daar eintlik dan begin. Net so kort opsomming van die roete, hy is so 0.4 van 'n kilometer wat jy het om te stap. Van die begin tot die einde gaan jy so 9 meter gaan jy 'n bietjie opklim en dan weer dan afklim nou. Die roete is so 9 meter wat jy gaan styg. En as jy nou rustig stap, dan is dit so tussen 8 en 10 minute wat dit jou gaan neem om die roete dan klaar te maak. So 'n sirkelroete. Nou ja, kom ons begin. Pragtige oggend vanoggend. Dit het gisteraand so 1 mm gereën hier by ons. Hierdie stukkie wat ons nou hierso stap, vat ons nou regsom die Tarantaalroete en dan linksom is dan die duikerroete. So die duikerroete gaan dan daardeur terwyl die Tarantaalroete dan hierdie kant toe nou gaan. Kom ons begin. Hier's 'n pragtige ou bankie wat hier so staan so in die koelte in waar 'n mens lekker rustig kan sit as 'n ou wil begin 'n koffietjie drink of bietjie water drink. Die sosiale komitee het hierdie bankie dan ook vir ons geskenk. En dan is die bome ook pragtig gemerk. Hier het ons 'n kudu bessie boom. Baie mooi gemerk. Ons kan kyk hoe lyk hierdie ene. Dis 'n baie mooi boom. En dan kan ons verder stap met die roete. Dis ook heel wat voëls wat ek so sal noem as ek 'n voël sou sien. Hier is die valboom, is 'n tradisionele boom hierso by ons by 9 ster wat ons nogal baie kry. Hy het ook 'n kenmerkende reuk wanneer hy blom, wat amper soos kraalmis ruik. Wat daar in die agtergrond 'n groot ringduif. Hier is die skurweblaarroesentjie. Hy het 'n kenmerkend so 'n vierkantige stam, sou jy hierso kon kyk, so vierkantig wat mens kenmerkend is van die boom. En dan staan hier twee bome bymekaar. Die een is die blinkblaar waggebietjie en dan net hier is die waggebietjie doringboom. So as lyk my 'n familie, hier staan hulle so bymekaar. Ons kan sien die verskil in die bas. Die een se bas lyk so en daai een is baie skurwer tipe van bas. Dan is hier so effens 'n ooptetjie hier in die roete. En hier aan ons linkerkant of aan my linkerkant is die lyndraad. Dit is die meer noordelike grensdraad van die landgoed. Ek hoor ook daar in die agtergrond 'n swartkop wielewaal wat ook een van die voëls is wat hier baie voorkom hier op 9 ster. Hierdie omgewingsgroep vir ons baie mooi skoon gemaak. Die paadjies is regtig waar baie mooi gemerk. Hier is die fluweelboswilg. En as mens aan sy blare nou vat, dan voel dit presies soos fluweel. En dit is seker dan waar die naam vandaan kom, die fluweelboswilg. Hier kom ons nou by 'n effense deel waar ons nou 'n bietjie klim of gaan klim. Maar nie erg nie, maar 'n ou moet dan regte stapskoene aan hê om ook teen hierdie koppietjie dan op te kan klim. Lyk seker baie moeilik so op die kamera, maar eintlik is dit heel maklik.
Wanneer mens nou hierbo kom, is hier ook 'n rusplek met 'n bordjie wat sê Tarantaal, dat ou nie kan verdwaal nie, en met 'n lekker rusbankie wat mens dan hier kan gaan sit of vir so rukkie dan net asem te kan terugkry as jy dalk uit asem is. Dis nie 'n fisieke hoë koppietjie nie. Ons gaan nou kyk, hier is 'n uitsig gedeelte wat ons hier op die koppie dan kan kry. Hoor ook daar in die agtergrond 'n grysneushoringvoël. Ook van die voëls wat hier baie voorkom. En hier is 'n uitstap of 'n uitkykpunt. En as ons nou hier kyk, dan kyk ons so oor die grensdraad van Negerster. En daar kan mens in die verte sien hoe mooi lyk dit hier. Hoe lyk die natuur skoon hier op Negerster. Te pragtig. Baie mooi. Ek hoor ook 'n geelborswillie so in die agtergrond. En die mens kan die uitkykpunt nie mis nie. Hier is ook 'n bordjie wat dan wys uitkykpunt. So ons kan dit glad nie mis nie. Dan stap ons so 'n bietjie nou op die koppie. Die boonste gedeelte van die koppietjie. En dan hierso draai ons, so as jy nou van die ander kant af regs omgestap het, dan het jy nou hier links gedraai, die Tarantaalroete, maar ons gaan nou hier teen die kop op. As jy hier aanstap, dan kom jy weer by die Krinkhout-roete uit, maar ons gaan nou hier regs draai met die sirkelroete, en dan stap ons nou dood eenvoudig net weer terug. Hier is so effens 'n deel wat ons styg, en hier het ons nou by 'n boom verbygestap, die klipels boom. En hier het ons die stekelblaarklapper. En ou kan sien so op die punte van die blaar het hy sulke klein stekeltjies wat dan ook die naam van afgelei is. Hier is ons die pypsteelboom. Ook silverblaar rosyntjie. Dit is hier so heel maklik. Gaan ons nou 'n draadjie vang. En nou is ons die agterkant van waar ons net nou was. En nou gaan ons weer so 'n bietjie af teen die koppietjie. Hierdie gedeelte is makliker as die ander gedeelte. Maar die roete is regtig waar baie mooi gemerk. Jy kan nie 'n fout maak om iewers dalk verkeerd te kan loop nie. Dit is pragtig hier onder die blare van die bome. Kyk hoe mooi is hierdie roete gemerk en uitgepak. Hier het ons die horingpeeltjieboom. Die horingpeeltjieboom. In die agtergrond hoor ek ook 'n geel blestinker. Hier is dit ook so effens operig. Aan die ander kant kan jy sien waar die roete geloop het, die sirkelroete wat ek nou mee besig is. Dit is so 'n klein deeltjie wat ons weer hier gaan klim, maar nie baie erg nie.
Ook 'n fluweelbos wilg wat ons net nou gesien het. En hier kom ons nou basies uit. Hier sien ons van die inwonershuise. Op die gras sit 'n rooiborsduifie. Hoor ek ook 'n swart suikerbekkie. Ook 'n voël wat baie hier by ons voorkom. So groot ringduif. Hier kom ons nou uit by die roete waar ek net nou aanvanklik begin het. So ons kan sien dit is 'n lekker kort roete om te stap. En vat nie baie tyd nie. En hy is ook gekoppel soos ek gesê het aan van die ander roete, die Krinkhout roete wat hy dan bietjie verder kan vat. Maar vereers het ons nou net gedoen die Tarantal roete, hier het ons nou uitgekom en ons het aanvanklik daar ingegaan en hierdie kant nou weer uitgekom. Waar sy? En hier waar ons uitgekom het, kry ons ook dan die huilboom, 'n vreeslike groot boom, 'n mooi boom wat ook baie mooi blom wanneer dit blomtyd is. Daar sê ek hoop julle dit geniet saam met my. Tot 'n volgende keer.